Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here erg dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Ons vertrou dat u 'n goeie nagserus gehad het, dat u 'n goeie naweek gehad het, dat u so 'n bietjie kon rus en u kragte kon opbou vir die nuwe week wat voorlê. Ons kan op die Here vertrou ook vir die nodige genade en liggaamlike krag vir hierdie dag en hierdie week. En mag die Here ook genade gee dat ons kan weet dat ons meer as oorwinnaars kan wees in sy wonderlike en lieflike naam. Ons gaan vanmôre aangaan met die boek Spreuke. Ons trek by Spreuke die 22ste hoofstuk. Soos u weet, werk ons vers vir vers deur die boek Spreuke. Ons het al gevorder tot by hierdie hoofstuk en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saam seën. Vers 1 sê: 'n naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en as goud. Nou vriende, ons almal het al die spreekwoord gehoor waar mense vir jou sê, luister, moenie jou naam weggooi nie. En dan wonder ons nou, wat bedoel hulle daarby? Ons ouers het dit vir ons gesê, baie keer vriende, baie keer werkskollegas, en die hele gedagte om jou naam weg te gooi of om jou reputasie te laat skibreek lê, is eenvoudig om deur 'n lewenspatroon dinge te doen waar mense nie meer op jou kan vertrou nie, dat jy nie meer betroubaar is vir hulle nie, dat jy op die einde van die dag hierdie naam van jou weggegooi het. En eintlik maar deur 'n onvaste karakter en 'n bose karakter jou naam en jou reputasie laat skibreek lê het. Dis so kosbaar as ons die woord van die Here lees, want Salomo baie honderde jare terug het vir ons hierdie groot waarheid kom leer wat tot vandag toe nog op ons van toepassing is. Een van die vertalings sê 'n goeie naam is meer werd as groot rykdom. Vriende, nou 'n eerbare reputasie en 'n goeie naam word verkry deur 'n goeie en vaste karakter. As jy jou naam verruil of verkoop of prys gee terwille van geld of terwille van een of ander voordeel of aansien, sê die Bybel is jy eintlik 'n verloorder. En dis presies wat hierdie vers vir ons wil kom leer, dat ons karakter, dat ons naam, dat ons menswees in die lig van God se woord sal stel en so sal lewe, dat ons eer sal bring op sy naam en ook 'n goeie naam sal hê voor mense. Dat as hulle van ons praat, dat hulle sal praat oor die goeie dade wat ons doen, oor die heilige lewe wat ons leef. As hulle ons beskimp, dat dit gaan oor die feit dat ons onthou van sonde en 'n lewe van reinheid voor die Here leef. Daarom pas jou naam op, want 'n goeie naam, sê die Bybel vir ons, is verkiesliker as groot rykdom. Vers 2 sê vir ons, rykes en armes ontmoet mekaar. Die Here het hulle almal gemaak. Nou, dis baie belangrik, vriende, as ons gaan lees wat die Bybel vir ons sê, dat die Here almal gemaak het. Ryk en arm is gelyk voor die Here. Die Here kyk nie na ryke met 'n ander oog en na arme met 'n ander oog nie. Die Here trek nie die een voor die ander een nie. Die Here het ryk en arm gemaak en die Bybel sê vir ons dat die armes altyd by ons sal wees. Nou, ons het al baie daaroor gepraat. Ons sien ook in hierdie een hoofstuk 'n paar keer die verwysing na die arme, vers 7, vers 9, vers 16 en vers 22. Maar wat ons moet sien en die saak van belang hier is, dat die Here ryk en arm gemaak het. Ons almal gaan nie deur harde werk ryk word nie. Daar's mense wat baie hard werk, lang ure werk en hulle leef maar net, hulle oorleef met die salaris wat hulle kry. Daar's ander mense wat nie fisies veel doen nie, maar deur een of ander besluit wat hulle gemaak het, of deur een of ander iets wat hulle begin maak het en verkoop het hulle gou ryk geword. En die Here sê, voor hom is hulle albei dieselfde. En daarom moet ryk en arm vanmôre hoor dat ryk en arm word siek, ryk en arm word ouer, ryk en arm, vriende, word swakker en die ryke en die arme sterf, want God het almal geskape. Almal is onderworpe aan die sondeval en al kan ons die beste mediese fonds hê of al moet ons na 'n staatshospitaal gaan, ryk en arm is voor God gelyk. Daarom sê die Bybel, maak jou klaar om jou God te ontmoet, want ryk en arm het nodig om by hulle Skepper uit te kom deur Jesus Christus ons redder, van hulle sonde vergifnis te ontvang en dan die ewige lewe. Daarom pleit ek by u, dat u uself nie aanstellerig sal hou nie, maar sal buig voor die Here en sê, Here, wat ek het u aan my toevertrou. Help my om dan te leef om u te verheerlik. En as u arm is, moenie die rykes so goed begeer nie, maar begeer 'n lewe van heiligheid tot eer van die Here. Vers 3 sê, 'n skrander mens sien die onheil en verberg hom, maar die eenvoudiges gaan verder en word gestraf. Dit is so pragtig as 'n mens kyk na wat die woord vir ons sê en hoe waarskuwend die woord optree wanneer die Here ons waarsku in bepaalde situasies. Een van die vertalings sê, 'n verstandige mens sien onheil, kom en vermy dit. Onervare mense loop oop oë daarin en boet daarvoor. En ag vriende, my bediening ek het al male sonder tal gesien. Mense wat die Here liefhet, wat sy woord liefhet, is baie meer versigtig om iets aan te pak, om iets te doen, om maar net hals oor kop in 'n situasie homself te begewe, as mense wat die Here nie ken
en sy woord nie bestudeer nie. En mense wat die woord nie bestudeer nie, en nie naby God se woord bly nie, vriende trap in die een na die ander stryk en vernietig so hulle lewe. Daarom wil ek vir u vra dat u heilig voor die Here sal lewe, ken sy woord, lees sy woord, bepyn sy woord, oordink sy woord, en in elke situasie weeg dit op aan die hand van God se woord. Wat sou die Here in hierdie situasie gedoen het? Gaan ek oneer bring op sy naam, of gaan ek eer bring op die naam van my koning? Vers 4 sê, die loon van nederigheid is die vrees van die Here, is rykdom en eer en die lewe. Pragtig, want jy sien, dit is op die einde van die dag waaroor dit gaan, om die Here te vrees. Wie nederig is, vriende, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe. In hierdie navorsing het ek maar gesien, dat ware rykdom is eer en lewe, wat die Here vir jou gee, in jou verhouding met hom. Onthou, aardse rykdom kom en gaan. Niemand kan iets saamvat nie. Jy kan alles in die wêreld hê, die Bybel sê as jy jou siel skade ly, het jy alles verloor. Daarom is het belangrik om ook hierdie waarheid raak te sien. Wat hierdie vers vir ons verder ook wil kom leer, 'n mens kan nie die Here dien en gevul wees met selfsug en met hoogmoed en trots en al hierdie dinge nie. Waar die Here woon, vriende, moet hierdie goed wyk. En soos die Here ons heilig, is hierdie goed besig om meer en meer te kwyn, sodat die gestalte van ons Here Jesus na vore kom. Mag die Here vir ons groot wysheid gee hierin. Vers 5 sê, dorings, vangnette lê op die pad van die verkeerde. Hy wat sy siel wil bewaar, bly ver weg daar vandaan. Dit is my so mooi as jy die verskillende vertalings naslaan. Een van die vertalings sê, daar is dorings en strikke op die pad van oneerlikheid. Wie sy lewe wil behou, bly daar weg. Salomo waarsku gereeld teen oneerlike besigheid, om oneerlike dinge te doen. Want die Bybel sê vir ons, dat dit is strikke vir 'n mens. Dit kompliseer jou lewe in so 'n mate, dat jy nog 4 en 5 en 10 en 15 jaar daarna die bittere vrugte daarvan pluk. Daarom is dorings en vangnette op die pad van die verkeerde, op die pad van die oneerlike, op die pad van die agterbakse mens. Daarom leef jou lewe voor die Here, weet hy sien jou, en hy gaan eendag van jou rekenskap eis. Ag vriende, watter voorreg is nie om jou te dreig nie, is dikwels as ek daaroor praat, dink myself, mense moes my vroeër gewaarsku het, en vroeër ingelig het oor hierdie saak, dan het ek nie so baie foute in my lewe gemaak nie. Want om te weet dat ek eendag voor die Here rekenskap gaan gee, is juis vir my soos 'n rigtingwyser om te weet, daar gaan 'n dag aanbreek waar ek rekenskap gaan doen voor die Here, en dan gaan ek ewige loon ontvang, wat ek ook aan my verlosser kan gee. Watter voorreg gaan dit wees, om uit sy mond te hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Vers 6, hy oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook, as hy ouer word, daar nie van afwyk nie. Nou vriende, ons het al baie gepraat oor die seun, en om hom op te voed in die weë van die Here, Spreuke 13:24, Spreuke 19 vers 18, ons vind dit ook in Spreuke 22, 15, 23, 13 en 14, en die gedagte hierman is die woordjie oefen, is eintlik maar die woordjie dedicate, of om dit nouer te maak, of te omhein. Nou wat beteken dit? Wat hierdie vers eenvoudig beteken is dat 'n ouer, dat 'n onderwyser, dat iemand wat in beheer is van 'n kind, hierdie kind moet toewy aan die Here. Hulle pad moet nouer maak, die lyne reguit moet trek, hulle amper omhein met die waarheid van God se woord, sodat wanneer hulle groter word, hulle gewete, hulle gedagte, hulle gedurig sal herinner aan dit waarmee hulle groot geword het, God se woord, en hoe dikwels kry ons die getuienis van mense wat groot geword het in 'n huis van gelowige ouers, en hulle raak die pad buister, en dan sê hulle op 'n dag, het ek net besef, en het God die Heilige Gees my net herinner aan al hierdie waarhede, en daar het 'n diepe berou in my hart gekom, en soos die verlore seun het ek gesê, ek sal opstaan, en ek sal na my vader se huis gaan, ek sal sê, Vader, ek het gesondig teenoor U en teenoor die hemele. En dis presies wat hierdie vers oor gaan. Vriende, moenie jou kind oorlaat om vir homself te besluit nie. Ek hoor ouers deesdae sê, my kinders moet alles beproef, en maar die goeie behou. Dis fataal. Dis 'n fatale fout. Dis om vir 'n 5-jarige kind 'n 3-agter revolver te gee, en vir hom te sê, ag, laat hy maar bietjie speel daarmee, en hy moet maar self die gevolge dra vir wat hier gaan gebeur. Vriende, dis mos fataal om so iets te doen. Daarom onthou, jy en ek is verantwoordelik om die seun te oefen, volgens die eis van die weg. Ons het nodig om vir hom te wys wie God is. Hy's 'n heilige God. Hy eis aanbidding. Hy roep ons op tot bekering. Hy sê vir ons, ons moet hom dien, want hy het ons geskape, ons woon op sy aarde, en hy gaan eendag rekenskap van ons eis. Wonderlik om hierdie waarhede van kleins af vir ons kinders te leer. En as hulle groot word, dan pluk ons die vrugte
van hierdie kosbare waarhede wat ons in hulle harte dan ingedra het. Die laaste vers, die ryke heers oor die armes, en hy wat leen is 'n slaaf van die man wat uitleen. Nou vriende, wat hierdie vers eenvoudig vir ons wil sê is, dat die ryke heers oor die arme, die lener is die slaaf van die man by wie hy leen. Wat hierdie vers eenvoudig vir ons wil sê is, en ek het daardeur gegaan, dit is deel van my lewe, is ek het so dikwels, soveel skuld gemaak, ek het op 'n stadium vir my vrou gesê, luister, ek en jy werk vir die bank. Die maand as ons salaris inkom, die einde van die maand, was ons huis afgetrek, en die kar was afgetrek, en die vrou se kar was afgetrek, en die verskillende klererekeninge, en ons het op 'n stadium besef, maar ons sal met hierdie saak ook met God moet uitmaak. Want u sien, ons moet wyse rentmeesters wees. Daarom sê die Bybel, wanneer ons so leen, in 'n oormaat leen, en ek dink aan hierdie manne wat ons noem die loan sharks, en ons dink aan die geweldige hoë rente op kredietkaarte, en ons dink aan huislenings wat mense maak, wat hulle nie regtig kan bekostig nie, en karre wat hulle koop, wat hopeloos te duur is, maar hulle kan maklik skuld kry. Die oomblik, wanneer jy jouself vasdraai in skuld, raak jy die slaaf van die een wat vir jou leen. Daarom wees versigtig, wees 'n wyse rentmeester. Lewe moet minder, lewe moet goedkoper. Leer om kontant te lewe. Vra die Here vir wysheid. Ja, huisverband, karre, allerlei goeders, baie min mense kan dit kontant koop, maar wees seker jy kan dit betaal en jy kan dit bekostig en die Here ook eer deur getrou elke maand te betaal wat jy skuld. Maar pas op dat jy nie 'n oormaat van skuld maak en jouself so vasdraai dat jy later met verdriet en hartseer alles verloor omdat jy te veel skuld gemaak het nie. Daarom bid ek vir die Here dat hy vir ons wysheid sal gee, vir my en vir jou, en ons sal lei deur die waarheid van sy woord. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.